Levitikus, hoofstuk 21. Die Here het verder vir Moses gesê, jy moet vir Aaron se seuns, die priesters, die volgende sê, 'n priester mag homself nie onrein maak deur aan die lijk van 'n familielid te raak nie. Hy mag wel kom by 'n naby familielid soos sy pa, ma, seun, dogter of broer. Verder mag hy kom by 'n sussie wat nog nooit getroud was nie. Hy mag hom aan haar verontreinig. Maar aan die lijk van sy vrou of 'n lid van die skoonfamilie mag hy homself nie ontheilig tussen sy mense nie. 'n Priester mag glad nie 'n kaal kol op sy kop maak nie. Hy mag ook nie die rand van sy baard knip nie en mag nie enige snye op sy liggaam maak nie. Die priesters moet heilig wees vir hulle God en mag nie die naam van God ontheilig nie. Hulle offer die offergawes, die spys van God en moet heilig wees. 'n Priester mag nie met 'n hoer of 'n vrou wat nie meer 'n maagd is trou nie. Hy mag ook nie met 'n geskeide vrou trou nie, omdat die priester heilig is aan sy God. Beskou 'n priester as heilig, want hy offer die spys aan jou God. Die priester moet vir jou heilig wees, omdat ek, die Here, wat jou heilig is. Die dogter van 'n priester wat hoereer, ontheilig nie net haarself nie, maar ook haar pa. Sy moet verbrand word. Die hoëpriester, op wie se hoof daar salfolie gegiet is, en wie die heilige klere dra, mag nooit sy hare laat loshang nie. Hy mag ook nie sy klere skeur nie. Hy mag by geen lijk kom nie, nie eens die lijk van sy pa of ma nie. Hy mag selfs nie eers by die ingang van die heiligdom uitgaan en op die manier moontlik die heiligdom van sy God ontheilig nie, omdat die wyding van die salfolie van God op hom is. Ek is die Here. En hy mag slegs met 'n maagd trou. Hy mag nie 'n weduwee of 'n vrou wat geskei is of met 'n hoer trou nie. Hy mag slegs met 'n maagd vanuit sy volk trou. Hy mag nie op die manier sy nageslag onder die volk ontheilig nie, want dit is ek, die Here, wat hom heilig. Die Here het verder vir Moses gesê, jy moet vir Aaron sê, iemand uit jou nageslag wat die een of ander liggaamlike gebrek het, mag nie nader kom om die spys van sy God op die altaar te offer nie. Geen persoon wat 'n liggaamsgebrek het, mag nader kom nie. 'n Blinde, lamme, verminkte, of een met 'n ledemaat wat te lank of te kort is, of een met 'n gebreekte arm of been, of 'n boggelrug, of dwerg, of met 'n vlek in die oog, of swere, of 'n velsiekte, of selfs gebreklike geslagsdele nie. Geen persoon uit Aaron se nageslag wat enige liggaamlike gebrek het, mag die altaar nader om die offers vir die Here te bring nie. Hy het 'n liggaamsgebrek, hy mag nie die voedsel van sy God offer nie. Die persoon mag wel van die heilige en hoogheilige gawes eet, maar hy mag nie nader gaan aan die gordyn wat as voorhangsel dien nie. Hy mag ook nie die altaar nader nie. Hy het 'n liggaamlike gebrek en mag nie my heiligdom ontheilig nie. Ek, die Here, het dit geheilig. Toe het Moses dit alles oorgedra aan Aaron, sy seuns en al die Israeliete.